Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7. Dit is die eerste dag van die 10de maand, 1 Oktober 2025 en ja, ons is al daar. So ek hoop dat dit met elkeen ook wonderlik goed gaan. En ons maak vanaand dan ook klaar met ons reeks wat ons gehad het oor die tabernakel en die verskillende fasette daarvan. En vanaand kyk ons dan na die wolk van heerlikheid wat die tabernakel ook bedek het. En dit is so 'n bietjie waarmee die boek Eksodus eintlik eindig. En ja, so dis wie nou wil ons kyk en dan volgende week vakansie en dan na die vakansie dan sal ons weer iets nuuts aanpak. Maar voordat ons saam dink, kom ons bid saam. Here, ons loof en prys U vir die goedheid en die sorg en dat ons kan weet ons lewe binne in U liefde en U genade en daarom is ons toekoms vas en seker en ons hoop is in U vas en seker en daarom by U is ons veilig. Dankie Here dat ons U kan dien as 'n God wat van ewigheid af daar was en tot in ewigheid daar sal wees. En dat U dieselfde God is gister, vandag en môre. Dat U nie 'n wispelturige Here is nie, maar standvastig en daarom ons toevlug, die een by wie ons kan skuil. Mag U ook ons vanaand deur hierdie oordeenking net weer iets wys van U grootheid en U liefde. Here, mag dit ons aan die hart gryp. Wil U deur die Gees ons lei en ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Nou ja, net so weer 'n bietjie 'n kunstenaarsvoorstelling van hoe die tabernakel lyk en ons het na die verskillende fasette daarvan gekyk. En dan 'n kunstenaarsvoorstelling van die heiligdom. So ons aan die linkerkant het jy daar die menorah of die kandelaar, die wierookaltaar in die middel en die tafel met die toonbrode in die regterkant en dan ook die gordyn, die voorhangsel waar agter die ark van die verbond dan ook was. Ons lees dan vanaand Eksodus 40 vanaf vers 34 tot 38. 'n wolk het die tent van ontmoeting oordek en die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Moses kon nie in die tent van ontmoeting inkom nie, die wolk was daarin. En die magtige teenwoordigheid van die Here het die tabernakel gevul. Later het dit so gegaan. Wanneer die wolk van die tabernakel af voor die Israeliete uit wegtrek, het hulle agter die wolk aan versit. As die wolk nie weggetrek het nie, het hulle daar gebly totdat dit wel weggetrek het. Die wolk van die Here was bedags 'n wolk oor die tabernakel en snags het dit 'n vuur daarbo geword. So het die hele Israel dit ervaar elke keer as hulle versit. So eintlik baie interessant, Eksodus, die woord Eksodus beteken uittog en dat die boek Eksodus dan eindig bietjie met hierdie krisis, nê, dat die tabernakel is daar en alles gemaak. Die Here het presies gesê hoe dit moet gebeur. En dan as hy daar staan, dan kan Moses nie daar ingaan nie. Nee, nou goed, natuurlik later kon hy wel, maar met hierdie magtige teenwoordigheid van die Here kon hy wat Moses is, kon nie ingaan nie. Goed, en dan lees ons ook Johannes 1 vers 14, sê Johannes, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Nou goed, in Eksodus 40 is hierdie gedeelte wat ons gelees het, sien ons eintlik 'n dramatiese vervulling van God se belofte om onder sy volk te woon. Net so, die wolk bedek die tent van ontmoeting en die heerlikheid van die Here vul die tabernakel tot op so 'n manier, so mate, so heerlik, so vol, dat Moses nie daar kan ingaan nie. So dit is iets van die sigbare teenwoordigheid van die Here wat daar was, maar Moses moes buite bly staan. En dan Johannes 1 vers 14 wat ons gelees het, gee vir ons eintlik iets van 'n nuwe dimensie op dieselfde verhaal. Die woord wat vlees geword het en God se heerlikheid word sigbaar in Christus, vol genade en waarheid. En hierdie twee Bybelverhale of hierdie twee gedeeltes wat ons uit die Bybel gelees het, verbind eintlik die antieke simbool, kan mens maar sê, van God se teenwoordigheid, die tabernakel, met die konkrete persoonlike openbaring van God in Jesus Christus. En daarom gaan ons 'n bietjie daaroor dink, die historiese konteks van Eksodus met die teologiese betekenis wat ons kry dan in Johannes. En dan trek ons van daar af die lyn deur na ons eie lewe toe. Nou goed, die woord wat met heerlikheid vertaal word is die woord kabod, die Here se magtige teenwoordigheid is hoe die nuwe vertaling dit vertaal. En kabod beteken letterlik gewig of belang, né? So kabod wys op God se majesteit, sy eer, die gewig, die swaarheid as jy wil van die Here se teenwoordigheid.
En wanneer die tabernakel dan voltooi is en die wolk van heerlikheid neerdal, beteken dit nie net dat God 'n plek in die midde van sy volk inneem nie. Dit beteken dat die werklikheid van God se wese, sy heiligheid, sy majesteit, sy eer, dat dit sigbaar en onontvlugbaar teenwoordig is by sy volk. En Moses so onbevoegdheid om in te gaan, is nie iets van 'n rituele formaliteit nie. Dit gee vir ons iets van 'n kernwaarheid, dat die Here se teenwoordigheid roep ten eerste tot eerbied, ontzag, en eintlik ook iets van 'n skeiding. So die tabernakel figureer as 'n ontmoetingsplek, as 'n plek waar die Here sigbaar teenwoordig is by sy volk. En die wolk wat oor die tabernakel is dan dieselfde wolk wat die volk ook gelei het deur die dag, en dan is nags 'n vuurkolom. So hierdie kombinasie van aanbidding en beweging leer ons na die Here se teenwoordigheid is eintlik nie 'n statiese ding nie. Dis dinamiese leiding. Nee, as die wolk beweeg het die volk opgepak en hulle het getrek. As die wolk nie beweeg het nie, het hulle gebly waar hulle is. So die Here se leiding nooit te staties nie, is dinamies. Ons kan dit op 'n ander manier stel. Die volk het geleef, hulle het getrek onder die ritme van die Here se leiding. So dit impliseer 'n verhouding waarin God nie net fisies tasbaar teenwoordig is nie, maar ook prakties teenwoordig by sy mense. Nee, so die Here het nie in 'n wolk van heerlikheid half neergedaal om die mense te beïndruk nie. Dit was deel van sy leiding, die pad wat hy met hulle gestap het. En daarom wat Eksodus eintlik vir ons baie mooi hierdie paradoks blootstel. Na die Here se nabyheid en die Here se heiligheid is nie losmaaklik van mekaar nie. So die kabot, die heerlikheid, die gewig, die swaarheid van die Here se teenwoordigheid, dit is naby, dit kom in die midde. Maar dan is daardie nabyheid van die Here so intens dat dit iets van 'n skeiding en 'n eerbiedigheid afdwing. En dan word eintlik 'n pastorale realiteit ook vir ons, dat ons begeer die Here se teenwoordigheid, maar ons moet ook gevorm word om in sy teenwoordigheid te kan lewe. Dat die Heilige Gees gee nie sy wese weg om bietjie meer vriendelik te wees, menslik aanvaarbaar te wees nie. Nee, sy genade kom saam met sy heiligheid. Dis dieselfde kant of verskillende kante van dieselfde muntstuk as mens wil. So die tabernakel leer ons eintlik na die Here, aanbidding van die Here moet nooit net 'n oppervlakkige ietsie wees nie. Dit moet iets van 'n gebeur saam met 'n bewussyn, 'n bewustelike weet van ek is besig met 'n heilige Here. Goed, en dan Johannes 1 vers 14 wat eintlik tabernakel taal gebruik. Die Griekse werkwoord wat hy gebruik is dat Jesus onder ons kom woon het, beteken letterlik hy het onder ons kom tent opslaan. Met ander woorde die woord het vlees geword en die woord het onder ons kom tent opslaan. Dis Christus. So waar die tabernakel iets van 'n tydelike of 'n seisonale teenwoordigheid van die Here in die midde van sy volk aangedui het, word die menswording van Christus word baie meer konkreet. So in Christus word die kabot, die gewig, die heerlikheid van die Here nie as 'n wolk of as 'n vuur gesien nie. Dit word gesien in die lig van liefde, van 'n menslike gesig. Hy sê vol genade en waarheid. So hy beklemtoon hierdie heerlikheid, hoe dit lyk. Is vol genade en waarheid. En daai is eintlik 'n kritiese belangrike aanhaling, want dit wys vir ons hierdie majesteit van Eksodus wat versoen word met die Here, wat lief is vir sy volk, wat in sy volk wil woon, wat die skeiding wat Moses ervaar het wil wegneem. Vol genade en waarheid. So God se heerlikheid in Christus is nie iets van 'n teenwoordigheid wat mense weggejaag het nie, maar eerder nader gebring het. Genade en waarheid. Nader, Jesus het mense genooi, volg my nie, hy het hulle genees, hy het hulle gered, hy het vir hulle gepreek, hy het vertel, hy het hulle nader gebring, kom na my toe almal wat moeg en oorlaai is. So iets van die heerlikheid van die Here word nie in Christus minder nie. Daai selfde heerlikheid wat in Eksodus Moses buite gehou het, kom in Christus, vol genade en waarheid en trek nader. Met ander woorde,
die tabernakel was iets van 'n tipe, nee, 'n plek waar die volk herinner dat die Here teenwoordig wil wees. En Christus is dan die vervulling van daardie selfde belofte. Die Here wil by sy mense wees. En dan sien ons die uiteindelike vervulling daarvan natuurlik in Openbaring. God se woonplek is nou by die mense. So hierdie tabernakel wys eintlik baie pragtig reg deur Christus 'n lyn na die nuwe hemel en die nuwe aarde. Nou goed, kom ons maak dit so 'n bietjie prakties. Nee, ek dink in prakties kan ons dit vir onsself herinner dat aanbidding gaan gepaard met eerbied en kom ons kan eintlik ook maar daarby sê eenvoudige hartsgrondige eerbied. So die Exodus ervaring herinner ons dat aanbidding is nie iets van 'n plat emosionele ding nie. Nee, dit is glad nie dit nie. Daar is heiligheid en eerbiedigheid wat daarmee gepaard gaan. En terselfdertyd sê Johannes dat die manier waarop die Here sy heerlikheid aan ons openbaar is wanneer ons met die Here besig is met sy genade en sy waarheid. Dat ons aanbidding van die Here, ons dien van hom gepaard moet gaan met genade en waarheid. Dis tog hoe Christus homself aan ons openbaar. 'n genade en 'n waarheid wat mense nader trek. Die tweede ding is dat die Here se teenwoordigheid in ons gewone lewe, die leiding van ons bestaan. Nou die volk of die wolk in die woestyn was prakties en was beskermend. Christus se teenwoordigheid by sy disippels was eenvoudig prakties. Wanneer mense gelei het of wat ook al gebeur het, was dit die teenwoordigheid van die Here wat hulle kon troos, wat hulle kon oprig, wat hulle kon laat vorentoe gaan. So die trek in die woestyn en die trek na Golgotha toe is die pad waar die Here loop om by sy mense te bly, ten spyte van die struikelblokke wat ons ervaar. Die derde ene wat ons kan onthou is dat Christus, of ons as die Here se kerk is deel of draers van Christus se kabot, se heerlikheid. En want as Christus in die tabernakel, as die Gees woon in ons is nou eintlik die tabernakels, dan beteken dit ons is 'n gemeente, is 'n samevoeging van mense waar die Here deur sy Gees in ons woon. Dat ons lewe en ons huis en ons werksplek en ons verhoudings, alles ruimtes is waar die heerlikheid van die Here sigbaar moet word vir ander mense. So ons roeping is nie net bloot om die Here te aanbid nie, maar ook om sy heerlikheid uit te leef, dat ons as 'n gemeente 'n plek mag wees waar die waarheid en die genade van die Here uitgesit word, oorgesit word in dade. Goed, en dan die laaste gedagte wat ons kan onthou, is dat waar Moses moes buite staan, mag ons nou vrylik nader kom. En dis nie sommer net 'n vreemde vrymoedigheid of 'n snaakse vrymoedigheid nie, maar 'n vrymoedigheid wat deur die bloed van Christus vir ons bepaal is, dat sy dood die voorhangsel geskeur het. En dat ons geloof daarop gegrond is, nie dat ons kan nie in die Here se teenwoordigheid staan wanneer ons eie geregtigheid probeer bewerk nie, maar bloot op grond van die heerlike offer wat ons Here Jesus vir ons gebring het. Dat daai verhouding, daai afstand oorbrug is, en daarom die bekende woorde in die boek Hebreërs, daar is dus nou vrylik toegang tot die genade troon van ons Here. Nou goed, kom ons vat dit so 'n bietjie saam, net die beeld van die wolk wat die tabernakel bedek en Moses buite laat staan, is 'n sterk bewys dat die Here se teenwoordigheid 'n werklikheid is wat aanbidding en eerbied gewek het. Johannes se verklaring dat die woord dan vlees geword het en dat ons sy heerlikheid gesien het, wys hoe daardie heilige teenwoordigheid van Exodus in die konkrete persoon van Jesus Christus tot ons gekom het, en dat dit na ons toe kom in die vorm van genade en waarheid. Dis wat Christus is, vol genade en waarheid. So die reis van tabernakel na Christus is nie iets van 'n niets en 'n andersheid nie. Dis 'n vervulling van hierdie heerlike verbond van ek wil vir jou 'n God wees en jy sal my volk wees. Dat ons nou in Christus 'n baie meer intieme en deelnemende wyse daarin kan deel hê. En daarom met ons aanbidding van die Here nie net lig wees of vreemd wees of sommer net laf wees nie, maar dat die
vrees en vrymoedigheid, nee, die eerbied en die genade, dat dit eintlik alles gekombineer word. Die Here roep ons op om as sy gemeente hierdie lewe vol van heerlikheid, vol van genade en waarheid te gaan uitleef, sodat die wêreld die openbaring van wie en wat die Here is in ons kan raak sien en daardeur hom kan leer ken en ook in sy heerlike teenwoordigheid lewe. So mag ons ook, as ons weer eendag en ergens miskien met jou Bybelstudie van die tabernakel lees, dan al wat ons kan doen is om daardeur te lees en te sê, wow, kyk hoe wys die offers en die menorah wat die lig skyn en die brood wat daar die volk herinner, die Here sorg vir hulle, wat ook al in die tabernakel daar gebeur, nee, die wierookaltaar, die gebede, dat dit alles is een groot pyltjie wat wys na Christus as die vervulling daarvan. En dat ons deur Christus en in Christus hierdie volle heerlikheid wat die tabernakel van die Here se wese vir ons wys, dat ons dit in hom kan hê. Mag ek en jy ook so ligdraers wees van die Here se genade en waarheid. Kom ons bid saam. Troue Here, hoe wonderlik dat ons kan weet dat U as 'n almagtige, heilige God, 'n God wat absolute eerbied en ontzag vra, dat U ook in Christus ons Here en ons God is. Meer as dit, dat U ons Vader is wat vir ons oneindig lief is en dat ons daarom, al het ons geweldige ontzag en eerbied vir U, terselfdertyd ook groot vrymoedigheid kan hê. Nie vir U hoef bang te wees nie, maar kan weet, hierdie Here is my Here. Mag U ons elkeen in daardie waarheid vashou en dra en mag ons dan weer op ons beurt die genade en waarheid wat ons in Christus Jesus ervaar uitstraal na 'n donker wêreld daar buite. Ons bid dit, Here, in Jesus Christus se naam, ons koning, ons herder, ons verlosser. Amen. Baie dankie vir jou tyd. Ek hoop jy het sommer 'n pragtige aand en 'n wonderlike week verder. Groetnis.